Goeienaand en welkom by Op die Stoep. My naam is Lentjie Jaars en ons kuier hier by die Simonsvlei kelder binne in die Parel. Nancy Pieter. Nant Lentjie. Assai. Ja. Hoe het jy oor die Oranje rivier hier gekom? Is daar maar 'n besigheid, jong? Lentjie, gelukkig bly ek aan die suidekant van die rivier. So jy het dit mooi gemaak. Ons het mooi geloop. Daar sê. Kobus, het is smaak jy nie om nog so een keer nog vir die bokke uit te drafie? Ek het 'n hele paar aanbiedinge gehad, maar ek is bietjie besig met die koffierooster, maar dankie elke. Margit, smaak ek kan amper sê my neighbor. Nou kyk hier so by die boer. Het julle daarom nou al generators onder die knie? Die generator, ja, weet jy, ons leer ken hom so in fases. Ons sal maar weer vra. Waterfase. Nee, fases. Voordat ons na te veel fases toe gaan, al wat ons vir julle sê is, kry so lank die vriende by mekaar, want jy is nou by die tuiste van storie vertel in Afrikaans. Om die lyf in die taal, kom die woorde jou haal, by die huis op die stoep vir die weekse verhaal. Stories van gister en stories van nou, hier op die stoep waar die staaltjies ontvou. Hier op die stoep. Jacques Lentjie het net nou gesê jy het ver gery en jy van my oor die Oranje rivier te gery het, maar ek het jou bitter lanklaas gesien. Pieter, ja, kom ek sê vir jou, ons ou provinsie is ons maar groot. En die mense sien ons nog nie mekaar elke dag nie. Behalwe op Facebook. Behalwe nou op Facebook. Maar ja, dat is nou vinnige besigheid. Nee. Maar dat is ook nie allemaal wat daarmee het nie. Maar wil ek nou vir jou vertel van die mannen is normaal wel anders. Hulle het ver uit mekaar uitgeboor, want die ene daar kort dus kan Aggeneys en die ander een was nou hier onderby. Daar tussen Garries en Bidderfontein. So loop hulle mekaar die dag in Springbok by die koöperasie raak. Hulle het mekaar so lank laat sien, jy weet, hulle is nou onseker. Die man kyk, hy man so, hy sê, Piet is het jy, Piet Venter. Hy sê, ek my broer. Hy sê, jy moet mekaar aan lang laat sien. Hy sê, daar is regtig waar. Hij is er erg waar als elkaar beter lang laten zien. Hij zei maar, jij bent voor mij komen kijken, man. Hij zei, nou, waar blijf je nou? Hij zei, nee, ik moet nog trek van die plaats af. Je blijft nu hier in Springbok. Net daar, achter die borrelstoer. Daar eerste wat hij is. Daar achter die borrelstoer. Daar blijf ik. Ik zei, maar my machtig, ik kan niet geloven, jij nou die boerderij. Nee, die boerderij voor die kinders oorgegeven, maar hij is daarom nog zo dat ik kan nog loop kijken. Zo. Maar alsjeblieft, man, kom kijken met de aansprong op. Hij zei, je nou, daar bij die wedstrijd komt, je zult zomaar zien dat ik het een nieuwe cementpaadje gooi hier af. En daar zo 2 trappetjes voor je nou op je stoepje komt. Hij zei, maar je moet toch maar die hek hiervoor toe maken. Voor je hond. Als je hond op straat gevat is het moeilijkheid, maar dan heb je jou binnenkrijgt, dan net jij. Als je maar je nou op je stoep opgeklimmen en je komt bij die voordeur, dan druk je die voordeurklokje met jouw elleboog. Hij zegt met mijn elleboog, broer, hoe kom? Hij zegt, jong, je gaat met die lianen komen, nee. Dat is niet slecht. Kom ou my nie. Wie wat daar is, jy's in daai wêreld. As ou oom het gesê hy gaan nou aftree. Hy wil nou, maar hy wil hom nou na 'n plek toe gaan waar hy nou smiddag as hy wil 'n middagslaapie vat, dan wil hy hom kan slaap. Hy wil nie so gepla word, hy wil 'n lekker iewers waar daar ook min of meer 'n tipe van 'n aftreeoord is of
Maar iewers lekker stil, waar die mense hom ook nie so plan nie, want die mense, toe sê sy dogter vir hom, dan hy wil nie die verkeer, hy wil nie in verkeer vassit weer nie. En sy dogter sê vir my, pappa, wat van 'n plekkie soos Pofadder? Hy sê, dis juist van Pofadder wat ek praat. Welkom terug. Ons hoop julle sit 'n kuier nog lekker saam, want nou gaan ons daar 'n interessante ding hoor. Kobus, ek weet nou nie. Kyk eens mos daai goeters wat jy moet vir jouself vra, kan dit wees? Is dit regtig so? True Nannie se waarheid. Dat die All Blacks al in Appington rugby gespeel het. Verseker. Jacks Appington. Kyk, as jy mos nou laai, as jy mos 'n laaitie is, dan wil jy natuurlik vir jou land speel, dit vir die Bokker is met een ou se droom, maar dan weet jy nie All Blacks speel. Yes. Kyk, en ek weet vir 'n feit, hulle voel dieselfde. Sean Fitzpatrick het al my baie gesê, we do not regard ourselves true All Blacks if we haven't played the Springboks. Dit is ons het al die jare daai ongelooflike respek vir mekaar, maar jy wil die All Blacks speel. Toe kom die All Blacks in 76 in Suid-Afrika. En toe 'n bulspan, manne soos Grant Batty en Sid Going, Billy Bush, hy was so voor 'n man met so 'n lekker baard. Hy het die manne so een aan die ander uitgesit in die skrams. Man, hulle speel Noordwes-Kaap op Appington met die legendariese oom Herklaas Engelbrecht as die kaptein. Ek maak het toe vir 'n onder 11 Noordwes-Kaap spannetjie speel ek 'n voorwedstryd teen die Griekwane 11 spannetjie daar. Kom aan, dit lyk toe vir my daai dag as 80,000 mense. Jo. Daar was seker 5,000, maar ons sê nou maar net vir die oomblik, daar was 80, dit is my so gevoel. Man, my bek het opgehang, en so speel hulle het seker vir Noordwes-Kaap 100-0 gewen, maar dit was irrelevant. En so slaat Billy Bush een ou na die ander ou van die veld af, en dan bring hulle die reserves op, het hulle later almal afgeslaan. Maar die oomblik was ongelooflik. Man, in die laaste minuut, kry Noordwes-Kaap, want hulle loop nou seker 80-0 agter, strafskop op die halflyn, die skare raak stil. Om Herklaas stap vorentoe, hy sê vir die ref, ons gaan pale toe. Sit die bal neer, hy klap hy bal, tussen die mikke deur. Eindvlekkie blaas, hulle dra hom skouer hoog van die veld af. Ek kom hy laat nag in Oranje, moet my ma by die ys aan, ek sê vir haar, hierdie game moet ek speel, want as 'n ou so ver verloor en jy word skouer afgedra, wat gebeur as jy wen? Jy ooit vir Doc Craven geken? Ontmoet, ja. Hy het my gekap ook. What was he like? Hy was 'n verskriklik interessante, passievolle, intelligente mens, moeilike mens, diepsporige trap in rugby wêreldwyd. Laat my dink, toe hy president van SARU geword, kyk, is mos 'n oud maatie en is mos nou loyaal teenoor hulle. Maar toe word hy president van SARU en toe speel maties en uitjies die mekaar op Nieuweland. Nou vertel om Janie Engelbrecht die storie. Daai tyd speel die Springbok ook vir innovasie is groot, nee, dit is hulle pak Nieuweland vol. Nou gaan hy af soos die president op 'n taam, maar nou vir albei spanne gaan gelukwens. En so eerlik as moontlik wees met die uitjies as hulle gelukwens ook, maar dit is nou maatie. Man, hy stel 'n stap en nou stap die hele kontingensie hier saam met hom. Hulle gaan nou hier by die uitjies se tokkamer en toe hy so wil klop toe hoor hy die manne is in die kroonjie is besig om te bid. En toe het Aitjies nou al vir 8 jaar in 'n ry verloor. Nou hoor hy die Aitjie kaptein sê, "Dear Lord, we're not asking for a win, but if it's in any way possible, it will make a much bigger difference for us to win than for Maties. So please, dear Lord," hy dogter wag, hy hulle terugkom, hulle bid, hy gaan toe na die Matie tokkamer toe en toe so wil klop, toe hoor hy die kaptein is besig om te bid. Hy sê die kaptein sê, "Liewe Here, dankie tog vir die wonderlike voorreg en so en ja, ons wen nou al hoeveel jare en ons vra nie vir 'n wen nie, maar ons is nou soveel jaar oud. Dit sal hom spesiaal wees as ons hierdie ene kan deurtrek." Hulle sê die ou man draai om, hy sê, "Hey, ons sit aan my liewe Vader nou onder geweldige druk." Maar daar's 'n pragtige storie oor rugby wat die storie kom nou al jare aan. Karatera, naby Oudtshoorn, is mos maar, dit is bekend dat dit 'n baie klein dorpie, kom ons sê, gemeenskap is.
Nou uit Karatera het daar 'n mannetjie gekom wat verskriklik mooi rugby gespeel het. Hulle het hom toevallig raak gesien toe hy kom hout aflaai het in Nysna. Toe sien hulle maar hy is atleties. Toe laat hulle vir hom speel een wedstryd van Nysna. Nou Nysna se rugby span het ek lanklaas gesien, maar hulle het een wedstryd gespeel teen wat is daai pas? Daai dorpie. Ja, teen Grootbrag. Toe sien SWD, een van SWD se keerders het daar op Nysna die naweek het hy weer ook gekoop wat hy nou wil terugvat. En hy sien toevallig die mannetjie speel en hulle vat hom Oudtshoorn toe en daar is hy sommer weermag toe, maar verskriklike goeie voetbalspeler en hulle sluit hom toe in by die weermag en sommer by SWD se span ook en hulle sê vir hom hy gaan nou saam, hulle gaan die naweek teen WP se onder 20 span speel. Want hy is nou SWD onder 20 en hy is in die weermag. En Oudtshoorn, hy is nou sommer uit Karatera. Oudtshoorn is nou vir hom klaar. Hy kan dit nie glo nie. En nou hoor hy gaan Kaap toe om daar te gaan voetbal speel. Nou is dit vir hom elke dorp wat hulle nou deurry in die bus. Hy sit ook nou langs die afrigter want dit is ook die grootste ding waaraan hy al gery het. En nou die party mense sit maar sê hy het net sy safety belt en nou hou hy ook so vas aan die afrigter want hy weet mos nou nie waartoe gaan hulle nou volgende en hy het so bietjie ingeslymer nou kom hulle moet die N2 af hulle is net deur Grabouw maar hy word nie wakker en toe hulle so oor so Lauries pas so oorkom toe raak hy so wakker en hy sien die Skiereiland al die Kaapse liggies is aan Tafelbergse liggies. Is alles aan. En hy skrik so wakker en hy vat die oom so binne en sê, oom, speel ons teen hierdie dorp maar. Beautiful. Voordat ons nou later hierso ook self sit uitdraf, kom ons maak liewer vir julle lekker musiek met Skalkie Bear en Winston Silje. Welkom terug en ons kuier nog lekker saam. Margriet, had jy al 'n identiteitskrisis beleef of jy ken daai daarvan? Nee, ek praat nie uit nie. Daar het toevallig regtig nou so 'n fisiese identiteitskrisis met my gebeur. Ek stap by die bank in en die vrou in die cubicle regtig sy lyk soos 'n passe suurlemoen gesoen het, nou so. Ek dink is omdat almal deesdae online is, hulle wil jou eintlik nie die bank hê nie. Okay, so sy's duidelik. Nou stap ek daar in en nou kom ek uiteindelik sy's in kougom kou. Is lekker haar kakebene, jy weet, haar arme stukkie kougom is nie weer agtig, weet. Sy werk om plat. Maar nou kom ek voor en sy sê vir my ID please. Nou okay, nou begin ek krap in my handsak. Ek weet die meeste vrouens se handsak het seker netjies van myne. Jo, swaar. Nee, is die Bermuda Triangle alles verdwyn. Maar hy's vol, so ek kan Kilimanjaro ook gaan klim en oorleef net met 'n handsak. Maar in elk geval, ek vind toe eventually die groen ID van my nog. Daai ook vou ID. Daai groen ID, ek het nog 'n groen ID. Vind ek toe onder so half geëte energy bar en 'n pakkie Allergex of iets. Maar in elk geval, so die vrou is toe nou al suurlemoen vrou is toe in daai tyd lyk sy asof sy na 'n gekrapte Braille CD op repeat luister. Maar in elk geval nou gee ek vir haar die ID, ek sê, there you go, nou is ek nog so nice, né? Nou, my tienerdogter, Luca, saam met my. Ek sê, there you go, sy pop oor my skouer en sy sê, wie's daai? Nee, daai kind se timing en projeksie vermoë, né? Partykeer gaan dit by verstand te bo, maar ek sê, dis ek. Nou suurlemoen vrou, se oë trek nou nouer as koppeltekens. Luca weer oor die skouer. Is dit mamma? Ek sê shut up. Dis ek, okay? Wat is dit met jou? Suurlemoen vrou is in daai tyd is haar wenkbroue level met haar neus. Nou kyk Luca nog steeds na die prentjie, die foto van my sy oor my skouer. Sy sê wat gaan aan met mamma se kop? Ek sê wat gaan aan met kop is my hare, né? Sy sê wat? Danshare. Mamma het danshare 'n naam gegee voordat 'n naam gehad het. Ek sê shut up Luca. Nou kyk ek vir die suurlemoen vrou wat glad nie beïndruk is met ons nie en nou glimlag ek liefies vir haar. Ek sê teenagers. En ek
smile dat later voel my wange soos Pamela Anderson se baters, maar ek smile. Nou staan hy vrou, mwah, mwah, kyk sy hierdie foto aandagtig aan, nou sê sy vir my, is this you? Ek sê, yes, it's an old ID, but it's me. Yes, yes. Sy sê, ma'am, this doesn't look like you at all. Kind oor die skouer, I told you, ek sê, shut up. Sy sê, ek sê, but it is me. Well, it was me when I was 21. Nou probeer ek smile soos die foto op jou ID, met die danshare. Wel, en die vrou sê vir my, you know, ma'am, that fraud and identity theft is a criminal offense. I can't use this photo. You need to come back with a new photo. Because this ID, CC, is Kufele, of Kaufele, of zoiets, né? Maar ek marcheer daar uit. Ek loop en ek sê, kom Luca. Ek sê, wat die hel is Kaufele? En Luca antwoord, seker expired. Ek sê, man. Ek sê, hoe kan my foto Piet man, mens kon sien dis ek. Dit is ek op my foto. Ek sê vir my kind, kyk dit is ek. Sy rol haar oë. Ek sweer ek het geboortegeskenk in 'n verkleermannetjie. Maar ek sê man, dit is ek. Lyk my hare regtig soos danshare. Sy sê nee. Ek sê dankie Vader. Sy sê nee, dit lyk soos 'n dooie poedel. Leftover macaroni. Okay, die kort en die lank is ek het toe 'n nuwe ID gaan kry. Ek moes 'n ID-kaart, okay? En die vrou op daai kaart lyk glad nie soos ek, nee. Kyk, deesdae as jy 'n foto moes laat neem, moet jy jou oorbelle afhaal, jy moet jou lipstick afvee, jy mag nie smile nie. Daai vrou op daai ID-kaart lyk presies soos my pa se oorlede suster Tannie Hilda van Duitsland. Dit lyk nie soos ek nie. Maar die vrou by die bank het dit aanvaar. Dis jy. En jy weet dan nou wie jy is. Jy weet dan nou wie jy is. Ja. Okay. So daai vrou op die ID. Let it do. Op daai noot hoop ek julle almal is by die huis nog steeds wie julle was toe julle begin kyk het. Nou sê vir julle baie dankie dat julle ingeskakel het saam met ons gehoor hier in die Parel by Simonsvlei. Baie dankie Jacques, Kobus, Margriet. Dit was 'n fees om julle hier te hê. Lentjie, jy moet lekker slaap. Dankie Pieter, ek het nog my groen ID. Tot volgende keer op die stoep groete. Totsiens.